Ons maak die Here se woord oop by Matteus 5. Matteus 5, en ons is besig met die reeks dienste vir hierdie 8 weke, en ons kom vanoggend by die 3de saligspreking wat die Here gee, Matteus 5. Ons lees daar in Matteus 4 van vers 23 af, sommer net die inleidende stukkie, dat 'n mens kan sien waar dit alles gebeur. Hy het toe in die Galilea rondgegaan en die mense geleer. Dis waar ons gaan begin leer. Miskien net eers ietsie weer terugkyk en sê, waar bevind ons wanneer ons hierdie stukkie lees? Dis die see van Galilea wat jy daar sien in die noorde van Israel, en ons is daar by Kapernaum, die stadjie in die noorde kant, die stad waar Jesus die meeste van sy werk gedoen het. As jy deesdae by Kapernaum kom, waar jy ingaan in die dorpie, dan staan daar so mooi geskryf, Kapernaum, the town of Jesus. Dis die stadjie of die plek waar Jesus die meeste gepraat het en die meeste van sy wonderwerke gedoen het. Die hartseer natuurlik is dat, alhoewel Kapernaum seker Jesus sy hoogtepunt plek was, of sy sentrum waar uitgewerk het hy op 'n dag vir Kapernaum ook gesê, wee jou Kapernaum. Want as in Sodom en Gomorra gebeur het, wat in jou gebeur het, sou hulle in sak en as bekeer het. En daai wee uitspraak van die Here het natuurlik waar geword. Kapernaum is hierdie pragtige plekkie, wat so op die heuwels lê, daar langs die see, jy kyk so af op die see, en dat niks van hom geword nie. Daar's nooit weer in Kapernaum gebou nie, kyk net die mooi uitsig. Aan die ander kant lê Tiberia stad, en oral is gebou, waar Kapernaum is niks gebou nie. Die pragtigste plek om 'n huis te moes hê, en te bly, daar in uitsig te hê. Hier waar ons staan, omtrent waar die Here gestaan het, en die mense die voor hom kon sit, as ons nou in die ou dae voorlaat jy mikrofone en luidsprekers het, maar as jy daar staan, kan daar 5 of 10.000 mense in hierdie natuurlike amfitheater hier by voor jou sit, en jy kan praat en almal sal hoor, en dan praat hy met hulle, daar waar hulle sit. Kom ons sit so, dan bid ons net eers saam. Here, help vir ons dat dit nooit met ons ook sal gebeur, dat U sal sê, wee jou Vogwilnoord. Want as ander gehoor het wat jy gehoor het, sou hulle in sak en as bekeer het. En jy het niks gedoen nie. Nee, Here, dat dit wat U vir ons sê, en dit wat U ons leer, week vir week soos kindertjies, dat dit in ons werksaam is, en dat dit ons verander, en dat ons dit gebruik, al die kennis, om uit te gaan en anders te lewe. Dankie dat U goed is vir ons, en U seën ons. Dankie dat ons môre U woord kan lees, en daaruit leer. Dankie vir die reën daar buite en die seën. En juist daarom, Here, dank ons U dat ons 'n verskil kan probeer maak vir ander wat nie gelukkig soos ons is nie. En dat ons vandag en volgende Sondag ietsie uit ons eie sakke wil uithaal, van ons eie lewe wil gee vir ander wat minder het. En Here, as kerk, dat ons die noodroep van die droogte hier in ons synode sal hoor. Dankie dat U goed is vir ons. Ons bid vanmôre, Here. Ekskuus tog. Ek bid vanmôre vir almal wat swaar kry. Ons bid in besonder vir Tannie Kobie Leclies se familie. En Here, ons treur saam met hulle oor 'n pragtige mens wat in hierdie week hemel toe gegaan het en nie meer by ons is nie. Ons bid saam met Hans en Elise vir sy operasie. Ons bid saam met Here Thys en Elsie vir haar operasie, vir volle genesing. En ons bid in besonder ook saam met Ilse, wat alleen is en daar in die hospitaal in Potchefstroom in die intensiewe sorg lê, en dat sy ook krag en genade kry, en dat ons gebede verhoor word, en dat sy weet U is by haar. Ons bid, Here, dat U hand oor elkeen wat swaar kry uitgestrek sal wees, en dat U vir ons sorg. Ons bid nou in hierdie oggend ook dat U ons gemeente wakker maak, en ons kinders en ons jong mense, om vanoggend en vanaand te kom, op te staan, Here, en te kom en te sê, ek wil deel wees, ek wil leer, ek wil die Here kom aanbid, ek wil die loof en prys. Dankie vir elkeen wat vanmôre al getrou U stem gehoor het, en wat hier is saam met ons, om U te loof en te prys, en wat 'n voorreg het ons. Seën ons nou saam, Here, in Jesus naam, amen. Nou asof ons ook kinders van die Here is, wat daar in daai leegtetjie sit, en ons luister na die stem van die Here, lees ons in Matteus 4 vers 23, hy het toe in die hele Galilea rondgegaan en die mense in hulle sinagoges geleer, die evangelie van die koninkryk verkondig, en elke soort siekte en kwaal onder die volk gesond gemaak.
En berigte oor hom het deur die hele provinsie Sirië versprei. Sirië, waar vandag ook die oorlog is, lê nou net so 100 km van Kapernaum af. Die mense het toe die siekes met allerlei kwale en pyne, die wat in die mag van duiwels was, geestelik versteur is en verlamdes na hom toe gebring, en hy het hulle gesond gemaak. Groot menigtes uit Galilea, Decapolis, ek het al vir julle gesê, Decapolis is die Deca as 10, die 10 dorpe in daai omgewing, Jerusalem, Judea en oorkant die Jordaan, want aan die ander kant van die Jordaan, soos ons nou daar kyk, na die linkerkant is nou die oorkant van die Jordaan, dis waar die heidene gewoon het, het hom gevolg. Toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het, het hy sy disippels na hom toe gekom, en hy het hulle geleer en gesê. En dan is nie net sy disippels nie, hulle kom, maar die menigtes die volg hom teen die berg op, want ons lees later, vir hoeveel hy daar kos gee. En dan sê hy vir hulle, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Nou wat ons verlede week gehoor het, geseënd is die wat treur, want hulle sal vertroos word. En wat ons vanoggend hoor, geseënd is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseënd is die wat sagmoedig is, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Ons lees nou vanmôre, ek lees te ver, vers 5, geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. En dis ons tema vir vandag, sagmoedigheid. Sagmoedigheid, geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Dit is onvermydelik, die oomblik as jy iemand sê, jy moet sagmoedig wees, dan ongelukkig, ons het in ons Afrikaanse taal so 'n spreekwoord, en dan steek het by, vir al die ouer mense steek het dadelik vas, ons het al geleer van, hy is 'n sagmoedige neelsie. En die oomblik as jy sê, hy is 'n sagmoedige neelsie, ekskuus vir jou neels, dat ek hom gebruik, ons het een neels in die kerk vanmôre ook, maar dan bedoel dat hy so 'n sagmoedige ou neelsie, hy is nou nie 'n gewone neels nie, en dit is nie as 'n kompliment nie, dis so ou wat, jy kan maar met hom maak wat jy wil, jy kan hom sê wat jy wil, jy kan hom rondstoot soos jy wil, jy kan op hom trap ook as jy wil, hy is so 'n vreeslike goeie ouetjie, en dis hoe hy nou eintlik is, en dis nie waar nie, sagmoedigheid het niks met dit nie. Iemand het gesê, sagmoedigheid is nie swakheid nie. Luister nou 'n bietjie mooi, hy sê, want swakheid is wanneer jy swig vir jouself. En ons swig mos baie keer vir onsself. Jy het 'n kar, en dan sien jy daai nuwe een, en jy kan hom eintlik nie bekostig nie, nee. Maar nou koop ek hom maar. Ek swig vir my eie swakheid. Ek swig vir myself. In swakheid gee ek geld uit wat ek nie moes nie. Dis swakheid, want ek swig voor my begeertes. Ek sien iets, ek hoor iets, en ek wil iets sê. Ek weet, ek moet dit eintlik nie sê nie. Dit gaan nou lelik wees wat ek nou gaan sê, maar ek sê dit nogtans. Dis swakheid, want ek swig voor my eie woede, en voor my eie tekortkominge. En daarom sê ek moes dit nie gesê het nie, maar toe sê ek het. Dis swakheid. Baie keer dink mense, hierdie ou wat so bombasties kan optree, en hy vloek en skel, en niemand sê hom niks nie, asof dit nou krag is. Dis nie krag nie, dis swakheid. Hy kan homself nie hanteer nie, hy kan homself nie beheer nie, en hy swig voor homself, dis swakheid. Sagmoedigheid is, wanneer ek swig voor God. Swakheid swig voor homself, sagmoedigheid swig voor God. En dit is 'n baie groot verskil. En as die Here sê, geseënd is die wat sagmoedig is, dan bedoel hy nie, jy moet iemand wees, wat iemand sê, die doormat is nie, 'n vloermatjie is nie. Hulle kan maar op my trap nie. Ag, maak nie saak wat mense aan my doen nie, dis nou maar ook is, die Here het my so gemaak, trap maar op my as julle wil, dis nie wat hy bedoel nie. Die Here sal nooit geluk daaraan koppel nie. Want die Here is mos nou, dis werklik wat hy sê, hy gee nie 'n illusie nie, dis nie iets wat hy sommer net dig of sê nie, hy bedoel wat hy sê, elke woord. Wil jy regtig gelukkig lewe op aarde, dan sê hy, wees dan sagmoedig. En op geen manier sal hy sê, laat die mense nou maar op jou trap, en wees maar soos 'n vloermat, wat hulle op jou trap nie. En daarom moet 'n mens gaan kyk, na die oorspronklike woord in die Grieks wat hy gebruik. En dit is die Griekse woordjie praus, vir sagmoedigheid. En daar's net een manier wat 'n mens dit regtig kan verstaan, maar jy moet gaan kyk, waar is die woord, wat op ander plekke ook gebruik in daai tyd.
En hulle het die woord praus gebruik, vir wanneer hulle 'n wilde dier tem. Dan sy praus. Dis wat hulle bedoel het. En as ek daaraan dink, dan dink ek aan vir alle perd. As daar 'n klomp wilde perde hardloop, Jannie is nou lief vir perde, en hulle is sterk, en hulle is fier, en hulle is wild, en jy kan een van hulle vang, die mooiste een vang jy, die grootste, mooiste perd, vang jy nou, en jy vat hierdie wilde perd, en jy tem hom, laat jy hom later kan ry, dan beteken dit nie, hierdie perd, is nou 'n swakheid nie, dis nou die swak perd, die ander is nou nog sterk perde, maar hierdie is nou 'n swak perd, nee, trouwens, jy weet, as jy daai perd getem het hy nog al sy krag, en hy kan eintlik nou nog mooier lyk, en hy pronk, en as jy op hom sit, kan hy so op sy agterpote staan, en jy kan hom gebruik, omdat jy hom bestuur, omdat jy hom ry, en hom lei, om daai ander perde in te hardloop. As jy van daai ander perd wil vang, kan jy hierdie gebruik om daai te vang, want dis nie net hy nie, dis jy en hy. Hierdie wilde perd is getem, en hy het nou hierdie bestuurder, wat op sy rug sit, wat hom ry, en wat hoor sit, en wat daarom baie keer as al hierdie wilde perde so hardloop, vir hom kan stuur en sê nee, laat hulle nou maar so hardloop, ons hardloop en ons sal hulle afsny voor. Wat hy nie sou self kon dink nie, kan jy saam met hom dink. En so gebruik jy, en hierdie perd is nie nou niks nie. Sy brein werk, hy dink, hy trap oor die slote en oor die spruite, spring hy vir jou ensovoorts, en hy dra jou. En dis 'n sagmoedige perd. As jy hierdie perd sien, hierdie getemde een, kan jy sê, want dis dieselfde perd, wat ook so lief raak vir sy baas, dat hy baie keer by sy baas kan kom staan, en hom sommer hier in die nek, so vryf met sy snoet, en hier teen hom druk, en jy kan hom vasdruk en vashou, en dan sy sagmoedig met jou. Maar hy is hierdie 4 fors pragtige perd, maar hy is met jou sagmoedig. En dis die verskil, sien ek, tussen sagmoedigheid. Swakheid sou wees as jy hierdie perd gebreek het. As jy hierdie perd sou gevat het en hom gemartel het, en hom uitgehonger het. Maar dit doen die eienaar nie. Hy pas hom op, en hy maak hom skoon, en hy kyk na hom. Diere wat getem is sagmoedig, maar behou al hulle potensiaal. En dis die wonderlik, en daarom gaan sagmoedigheid altyd saam met 'n geesbeheerste lewe. As ek nie sagmoedig is nie, dat ek in myself opgetree, ek het in swakheid aan myself toegegee, ek het gevloek, ek het gedoen, ek het soos ek wou, ek was my eie mens, wat alles net maak wat ek wil. Maar toe kom hierdie iemand, wat deur die Heilige Gees beheer van my lewe vat, en nou doen ek soos hy wil, en soos hy sê, en wat hom verheerlik. Beteken nie, ek het nou sleg en swak geword nie, ek is anders wat ek was, maar ek is beter as wat ek was, ek is praus, ek is getem eintlik, 'n geesbeheerste, sagmoedige mens, dis dieselfde ding, 'n sagmoedige mens word deur die Heilige Gees beheer, en hy's anders, en hy's beter, en jy's mooier, en jy behoort aan hom. En dis wat die Here bedoel het. Weet jy, as Psalm 37 lees, dan lees ons ietsie daarvan in Dawid se lewe, waar hy vir Dawid sê, moet jou nie ontstel oor skelms en jou kwel oor skurke nie. Want Dawid was hierdie vegter nie, en hy wil hierdie skelms en skurke gaan regsien, hy wil hulle gaan doodmaak. Want soos gras vergaan hulle gou, en soos groenigheid verdwyn hulle sommer. Vertrou liewer op die Here, en doen wat goed is, woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here, en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor, en vertrou op hom, hy sal sorg. Hy sal jou onskuld laat deurbreek soos die son, jou reg soos die helder lig van die middag. Daarom moet jy in stilte op die Here vertrou, en jou nie ontstel oor die voorspoedige lewe van 'n skelm nie. En dit het regtig met Dawid gebeur. Dawid vlug op hierdie oomblik as hy Psalm 37 skryf vir sy lewe. En hy's kwaad. En hy redeneer met die Here, en hy's lus en gaan sien al hierdie mense wat hom te nakom, wil hy gaan reg sien. En hy wil sy wil op hulle gaan afdwing. Dis swakheid. Hy wil aan hom self toegee. En dan sê die Here, nee Dawid. Nee. Vertrou op die Here.
So moenie aan jouself toegee in swakheid nie. Gee jouself oor aan die Here in sagmoedigheid. Praus, getem. En Dawid se gedagtes en Dawid se optrede word getem as dit ware deur die Here. En hy sê vertrou op hom en jy sal 'n voorspoedige lewe hê. Moenie kwaad word nie, laat staan die woede. Moenie laat jou so ontstel nie, dit bring net ellende. Dawid is kwaad. Dawid wil mense gaan doodmaak. En dan sê die Here, moenie so kwaad word nie. Dit bring net ellende. Die skelm sal uitgeroei word, maar die wat hulle vertroue in die Here stel, sal in besit bly van die land. En hoor julle dit weer hier, nie? Hoe mooi. In Matteus 5 kom Jesus en hy sê, geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. En dis alreeds hier aarde, maar hierna ook. Die aarde en sagmoedigheid koppel hy aan mekaar. En hier op Psalm 37 sê God vir Dawid dieselfde. Die wat nou verdruk word, hulle sal die land in besit neem en hulle daarin verlustig. Die skelm sal uitword, maar die wat vertrou in die Here stel, sal in besit bly van die land. Dawid, daar kom vir jou gelukkige tye. Moenie nou so ontsteld wees nie. Vertrou op die Here en jy sal jou grond hê. Ek sal vir jou sorg. Ek sal vir jou land gee. Ek sal by jou wees en jy sal voorspoedig wees. Maar moenie in swakheid aan jouself toegee nie. Gee aan my toe in sagmoedigheid. En ek dink dit beskryf die verskil. Weet, as mens na sagmoedige mense in die Bybel kyk van wie die Here gesê het, hy is sagmoedig, dan is die eerste persoon wat ons van lees, is Abraham. Die vader van die gelowiges, lees ons dat hy sagmoedig was. En Abraham was hierdie dapper man wat uit Ur van die Galdeërs trek en op die pad gaan na die beloftes van die Here vir hom gee. En in hom word die eerste groot beloftes gegee. So hy's nie 'n swakkeling nie. Abraham is hierdie vader van alle gelowiges van ons ook vandag. Hy was sagmoedig. 'n tweede man van wie die Here sê dat hy sagmoedig was Moses. En Moses was nog ten minste tog nie 'n swakkeling nie. Moses is juist die een wat uitgekies word uit 'n hele volk en wat 2 miljoen mense vat en hierdie besonderse leier is wat hulle vir 40 jaar lank deur die woestyn lei. Want Moses was sagmoedig. Want Moses het aan God toegegee. Trouwens, die enkele kere wat Moses dit nie gedoen het nie. Die enkele keer, ons het hierdie week by ons Bybelskool ook gesien, toe Moses dit nie doen nie, was toe God vir hom sê, maar Moses, by Meriba, praat met die rots, laat hy vir jou water uitgooi. En toe gee Moses in swakheid aan homself toe. Want hy is nou al so moeg vir hierdie klomp Jode wat hom so tempteer. Laat hy nie met die rots praat nie, hy slaan die rots met sy kierie. En toe kom die water uit. God gee die water, maar nie soos hy wil gehad het Moses net praat. Want sien, nou was die probleem, nou kan die mense dalk dink, maar dis Moses wat dit reg kry, hy slaan die klip en kom die water uit. As hy net gepraat het, het God dit sommer net laat gebeur. En net dit veroorsaak, dat Moses nie die land kon ingaan nie. Na dit sê die Here, Moses, omdat jy die rots geslaan het, en nie net gepraat het soos ek jou gesê het nie, omdat jy in swakheid eintlik aan jouself toegegee het, en nie in sagmoedigheid net gepraat het, soos ek wil gehad het nie, gaan jy nie die land sien nie. Jy kan die volk vat tot teen die Jordaanrivier, die drempel van die beloofde land, en daar het Moses gesterwe, maar Josua sal die volk inlei, want die sagmoediges sal die aarde beerwe, en jy was nie sagmoedig nie, Moses. Sien julle? Moses was 'n sagmoedige mens. Dawid, van hom word geskryf, die man na God se hart, die grootste van alle konings van altyd, dan self hom, en hy was sagmoedig. Hoekom? Want hy toegegee aan die wil van God. Van Moeder Teresa was so baie keer geskryf, dat sy 'n sagmoedige mens was, wat hierdie reuse werk vir die Here gedoen het. Ewald van Rensburg het geskryf, en toe sê hy, en dis ook ek dit met hoofletters skryf, daar sagmoedig, jy sal dit verstaan miskien, as jy hierdie sag so uit mekaar uit kon haal. En dan sê hy dink hierdie 3 lettertjies van die sagmoedig, het spesifieke betekenis. En daarmee wil ek afsluit vanmôre. As mens na hierdie 3 lettertjies kyk, en dan wil hy sê, die S van sag, beteken 'n sterk selfbeeld. Daar's geen manier, as mens mooi daaroor dink, dat jy sagmoedig kan optree, as jy nie 'n sterk selfbeeld het nie. As jou selfbeeld nie eers reg is nie.
Wat dink jy van jouself? Soos jy vanmôre hier sit ook in die kerk. Wat dink jy? Wie is jy? Want jy sien, broers en susters, as jou selfbeeld reg is, as jy vanmôre hier sit en jy weet, ek is spesiaal, maar die Here het my lief, soos ek hier voor julle staan, ek is spesiaal. En ek weet, maar jy's ook spesiaal, want die Here het jou ook lief. Die Here het my lief, ek is spesiaal. Maar elkeen van julle, jy's ook spesiaal, want die Here het jou ook lief. Dan sal ek reg optree teenoor jou. Want ek wil dan optree, soos die een wat my lief het, wil hê ek moet optree. En ek wil ook optree teenoor jou, soos hy teenoor jou sou optree. So in sagmoedigheid gee ek aan hom toe praus. Want ek is spesiaal, maar jy's ook spesiaal. Aan die ander kant, as ek dink jy's spesiaal, maar ek weet nie dat ek spesiaal is nie, dan gaan ek toelaat dat jy op my trap. Want dan sê ek niks. En dit beteken, dat ek nie sagmoedig is nie, maar 'n swakkeling word. Want ek is niks. So julle kan maar op my trap. Aan die ander kant, as ek dink ek is spesiaal, maar die Here het nog nie my oë oopgemaak, soos ons in die vorige 2 weke gehoor het, om te kan sien en te weet, maar julle is ook spesiaal, en jy wat langs my in die straat stap, en jy wat langs my werk is ook spesiaal nie. Maar ek dink ek is spesiaal, dan gaan ek op jou trap. Dan gaan ek op jou begin neersien. Dan gaan ek jou begin sleg behandel, want ek is spesiaal, maar ek weet nie dat julle ook spesiaal is nie. En dan gaan ek op julle begin trap en op julle neersien, en julle verkeerd behandel, nie soos die Here wil hê ek moet optree nie. En dis die belangrike. Sagmoedigheid gee die regte selfbeeld, staan vir 'n sterk selfbeeld. Hy sê eintlik soos 'n leeu wat getem is. Daar kom die woord oorspronklik vandaan. Ek gebruik dit nou so vir 'n perd, maar die oorspronklike was wanneer jy 'n leeu kon tem, dan het jy sagmoedige persoon. Iemand wat se krag lê daarin. Sagmoedige mense hoef nooit God te speel nie. Want hulle sterk selfbeeld sê vir hulle, God is by my. Ek hoef nooit God oor ander mense te wees en 'n oordeel uit te spreek en mense te veroordeel nie, want ek is nie God nie. Want my selfbeeld sê vir my, want God is by my. En God oordeel, en God besluit, hy is by jou. Ek lees so mooi van 'n groot filmmaker, wat baie sukses behaal het, en toe hulle van by geleentheid vra, hoe kry jy dit reg om met so baie mense so mooi reg te kom in te werk? Toe wys hy vir hulle by die deur waar almal inkom, die filmsterre almal inkom, het hy 'n ding opgehang wat daar geskryf het, handig julle egos by die deur in. Handig jou ego by die deur in. En hy sê vir, want as ons nou hier ingekom het, is ons almal dieselfde. En ons is almal gelyk. En ons het almal een doel voor oë. En jou ego los jy buitekant. En so kom 'n mens eintlik in die Here se huis ook in nie. Ons los ons bekommernis en ons eie ek en ons egos daar buite. Ons ekkigheid. En ons kom hier in. En ons het 'n sterk selfbeeld. Want ons weet elkeen van ons, ek is spesiaal. En jy wat langs my sit en saam met my bid, jy's ook spesiaal. En ek hoef nie oor jou te oordeel nie, want ek is nie God nie. Maar ek het God in my. En ek weet, God lei my. Die tweede lettertjie van hierdie sag is die A. En Ewald sê, hy dink dit staan vir aangenaam. Sagmoedige mense het 'n sterk selfbeeld, en daarom is hulle aangename mense. Hulle is aangenaam, omdat hulle nou met ander oë na mense kyk. Omdat hulle weet, hulle is spesiaal, en die ander is ook spesiaal, kyk hulle met aangename oë na mense. Hulle kyk met vriendelike oë. Hulle weet die ander is spesiaal. Hulle gee om vir die ander. En hulle dra mekaar se laste daarom. Daarom dit wat Paulus vir hulle gesê het in Galasiërs 5, dra mekaar se laste, en in 'n gees van sagmoedigheid sê hy, hoor julle die woord daar ook, moet julle mekaar reghelp. Nie hier, ek is hier om vir jou te wys wat verkeerd nie. Ek is hier om saam met jou, ek sien jy het verkeerd gedoen, ek sien jy loop verkeerd, ek sien jy kry swaar, ek wil saam met jou dra, en in 'n gees van sagmoedigheid wil jou reghelp. Daar staan, broers, as iemand in een of ander sonde val, moet julle wat julle deur die gees laat lei, hoor julle nou, gees beheers, dis wat 'n sagmoedige mens is, so iemand in 'n gees van sagmoedigheid reghelp,
En pas jouself op, jy kan self in dieselfde versoeking kom. Dra mekaar se laste en gee op die manier uitvoering aan die wet van Christus. Sê presies dieselfde wat Jesus sê. Omdat jy weet wie jy is, kan jy die ander help. En kan ons mekaar help en mekaar se laste dra. En so op die manier mekaar in sagmoedigheid reghelp. Die Hollies was so 'n popgroep en hulle het so 'n mooi liedjie gemaak van dra mekaar. I carry my brother. En dit kom van die storie net dat 'n seun het 'n krippel boetie gehad. En dan draai altyd die boetie rond wat nie kon loop nie. En eendag toe vra die priester vir hom, nou is hy nie swaar en toe sê hy nee, priester, hy is nie swaar nie, hy is my boetie. En van daar af het die liedjie ontstaan. Ek dra hom want hy is my boetie. En dis hoe sagmoedige mense is. Ek is hier vanoggend in die kerk om julle te help dra, want julle is boeties en sissies. En jy is hier in die kerk, dis die gemeenskap van gelowiges, om jou boeties en sissies om jou te help dra. En ek is hier om aangenaam te wees. En jy is hier om aangenaam te wees. En dit moet jy altyd onthou, jy kom kerk toe om aangenaam te wees. Mense gaan kuier mos by vriende. Hoekom gaan kuier ons? Julle sê, hoor jy, moet jy kom kuier. Dan gaan kuier ek dat vir jou moet lekker wees. En ek hoop is vir my ook lekker as ek by jou kuier, om aangenaam te wees. En daarom, en hoe kan jy dit wees anders? As sagmoedig. Want ek hoef nie jaloers te wees oor jou, oor jy meer as ek het of iets nie. Ek weet wie ek is en jy weet wie jy is. Dis hoe vriende werk. En ons is aangenaam, want ek het 'n sterk selfbeeld en jy het 'n sterk selfbeeld. Want ek is spesiaal vir die Here en jy is spesiaal vir die Here. En ons kan aangenaam met mekaar wees. En ons kan aangenaam met die wêreld wees. En dan sê hy, die G van sag staan natuurlik vir geesbeheers. Wat ons van die begin af gehoor het, soos die perd onder die tem van sy baas. En dis vir hom lekker, hy lei my. Sagmoedige mense weet. Psalm 20 sê, hulle vertrou nie op ander dinge nie, hulle vertrou op die Here. Sagmoedige mense, sê Psalm 20, is oortuig van die bestaan van 'n liefdevolle God. Sagmoedige mense, sê Matteus 5, is mense wat in die hand van die Here leef en weet die Here sorg vir my, elke dag vir alles wat ek nodig het. Hulle is in beheer van die Here, hy is in beheer van hulle lewe, nie hulle nie, hy is in beheer van hulle lewe, hulle is onder beheer van die Here, elke dag van die Here, en hy lei hulle op die pad wat hy wil hê hulle moet gaan. En so leef mense wat sagmoedig is, en dit maak hulle gelukkig. Ek wil afsluit met 'n mooi storie, wat vir my aansluit by die prentjie ook wat ons daar het. Want sagmoedige mense nie, is mos nou mense wat se hand in die hand van die Here is. En as die Here sy hand in my hand vat, my hand in sy hand vat, dan is dit nie 'n teken van swakheid van God nie. Dis juist die krag wat ek dan kry om te weet, ek leef in die hand van God. As 'n pa sy hand sag maak, om sy klein seentjie se handjie te vat. 'n Pa vat mos nou nie sy klein seentjie se handjie so hard nie, en breek daai handjie nie, hy vat hom so sag. Maar dan dink die seentjie nie, my pa is 'n swakkeling, want kyk hoe saggies vat hy my hand nie. Die seentjie weet, hierdie sagmoedigheid, en hy voel die krag in sy pa se hand, en hy kan deur die donker stap en weet, my pa is by my, ek kan maar aangaan. Ek is tevrede. En so leef sagmoedige mense, elke dag met hulle hand in die hand van God. Ek lees die mooi storie nie, van 'n boer in Skotland, sy van was Fleming, en daarmee wil ek afsluit. Hulle was baie arm, vreeslik swaar gekry, en op 'n dag nou werk hy in die veld onder, so in 'n vlei, en dis nat daar, besig om 'n voordaad te maak, en terwyl hy so werk, hoor hy 'n kind ergens skree of roep, en hy besluit hy moet gaan kyk, en hy's hier af en deur die draad, en aan 'n ander kant in 'n vlei kry hy so 'n poel in 'n vlei, en toe het 'n seentjie daar ingeval, en die seentjie is besig om in die modder weg te sink en te verdrink, en te versmoor, hy sal versmoor en verdrink daar, en hy spring daar in met groot gevaar vir sy eie lewe, en hy red die seentjie,
en help hom uit, kyk laat hy veilig weer op pad huis toe is. En die volgende dag sit hulle daar in hulle eenvoudige huisie, toe hou daar 'n koets stil. Dis nou 'n gebeurtenis, 'n ware gebeurtenis, vroeg in die vorige eeu. Hou daar 'n baie grand koets voor hulle huis stil. En hier klim 'n edelman uit, skatryk, en hy sê vir hom, ek hoor jy het my seentjie gered. Toe sê ja, toe sê hy, ek sien julle kry swaar, en ek wil graag vir julle geld gee. Ek wil jou betaal dat jy my kind gered het. Wat wil jy hê? Wat kan ek vir jou gee? En toe sê die boer Fleming, nee, ek wil niks hê nie. As ek iets aanvaar, is dit mos nie meer 'n goeie daad nie. Ek het dit maar net, en dit is so tipies van sagmoedige optree, ek het dit maar net gedoen. Ek wil niks hê daarvoor nie. Ek sal niks aanvaar nie. En met die kom hierdie boer Fleming se seun wat so in die laerskool is ingestap in die vertrek. En die rykman sien hom en hy sê nou, maar as jy niks wil hê nie, wil ek vir jou iets doen. Ek wil hierdie seun van jou vat en ek sal vir hom betaal om opgelei te word. Dis nie vir jou wat ek het gee nie, jy het vir my seun iets gedoen, ek wil dan vir jou seun iets doen. En toe kan hy nou nie sê nie, en hierdie man betaal toe vir sy seun. En hy is toe nou na ander skool toe, later hoërskool toe. En aan die einde het hy by die St. Mary's Hospitaal Mediese Skool in Londen 'n dokter geword, klaar gestudeer. En toe het hy begin navorsing doen daar. En die van julle wat net dalk weet van wie ek praat, sal dan weet, hy het later Sir Alexander Fleming geword, boer Fleming se seun. Hy was die uitvinder van penicillin. En soos die nood dit wil hê, nie lank daarna nie, terwyl hy dokter was, toe is daar 'n seun wat baie siek word. En toe is hulle besig met hierdie nuwe middel wat hulle toets. En toe gebruik hulle hierdie middel. En toe sit hierdie ryk man se seun. En hulle gee hom die penicillin en hy word gesond daarvan. En weet nie of julle weet nie, dat die ryk man wat vir hom kom kuier het en vir hom wou betaal het, was Lord Randolph Churchill. En die seentjie wat hy gered het vroeër jare toe en wat later gesond geword het die eerste minister van Engeland geword, Winston Churchill. Hulle twee het langs mekaar gebly. En toe dink hy by homself, en dis die storie, wat is die storie agter die storie? En toe is dit maar net dit, as jy met sagmoedigheid optree, en jy doen iets maar net, met daai feit dat die Here in jou hart is, wat bring dit vir jou? Wie weet wat gebeur? Sê nou maar net, hy sou daai dag geld gevat het, vir hierdie wat hy gedoen het. 'n paar pond, wat sou word? Maar omdat hy in sagmoedigheid opgetree het, en jy tree maar net op en jy gee en jy doen, jy weet nie wat jy gaan terugkry, of jy ooit gaan terugkry nie, maar dit maak nie saak nie, want jy het al so baie by die Here gekry. Doen hy dit? En nou kan ek net dink, hoe gelukkig was hy? En hoe baie keer moes hy nou teruggedink het, hierdie boer Fleming, dat die Here sy pad so gelei het, dat hy dag daar was, om daai seentjie te kon red, en dat hy so opgetree het, en dat sy eie seun later, hierdie bekende uitvinder kon word van penicillin, een van die grootste uitvindsels van alle tye. En dis dink ek wat die Here sê, sagmoedige mense, sal gelukkig wees, want sagmoedige mense, en het vir Abraham gesê, en het vir Moses gesê, en het oor en oor vir sy koning Dawid gesê, sagmoedige mense sal die aarde beerwe, die Here sal vir hulle sorg, wees gelukkig, amen. Dankie Here dat U vir ons goed is, dankie dat U vir ons sorg, en dat U by ons is, dankie dat ons môre uit U woord kan lees, en Here dat dit vir ons verskriklik lekker is, om soos daar by Kapernaum aan U voete te kan kom sit en by U te leer. Dankie dat U ons keer op keer leer uit die waarheid van U woord. Help ons om dit te doen. Help ons om elkeen uit te gaan en sagmoedig te leef met 'n sterk selfbeeld, aangenaam geesbeheers in die wêreld daar buite. Seën ons Here in Jesus naam. Amen.